Goeiemiddag julle, my naam is Liesel Chatwind. Ek is deel van die Staan Op span en ek het vanmiddag die voorreg om hier by Home of Hope te sit, wat 'n rehabilitasiesentrum is vir dwelmverslaafdes. Ons het 'n dametjie wat ons vandag hier kom inskryf, en ek het die voorreg om met die persoon aan die stuur 'n bietjie te gesels en sommer net vir julle meer inligting, sommer so regstreeks hier van die rehab af te bring. Goeiemiddag, dankie Lisa. My naam is Anthea Groenewald. Ek is 'n bestuurder van die Home of Hope hier in Bronkhorstspruit. En ons is bly dat ons vir Elizabeth deel kan maak van ons program. Ek is baie dankbaar en ek weet sy is in baie goeie hande. Ja. Ons van Staan Op se kant af stap al 'n geruime tyd 'n pad saam met Home of Hope. So ons weet Elizabeth is in goeie hande. Gaan jy omgee Anthea as ek vir jou 'n paar vrae net vra en dat ons net die mense kan vertel presies wat hier gebeur? Geen probleem. Dankie. So Anthea, vertel my 'n bietjie meer van Home of Hope. Hoe werk julle op 'n dag tot dag? Hoe word julle gefinansier? Of is daar kostes aan verbonde? Hoe gaan julle te werk? Ja, so ons program is 'n 12 maande Christelike gebaseerde program. Ons is nie gefinansier deur die government nie, maar ons kry wel donasies. So ons basies kry by different organisasies donasies, of as ons miskien nou events doen, of ons gaan na skool toe, of ons het 'n klompie evangelist goede wat ons bywoon, en dan kos ons program ook 'n fooi. So ons program kos R2500 'n maand. So gedeeltelik help hy vir ons om die upkeep te doen van die program, maar meeste van die tyd rely ons maar net op die genade van die Here, want ons weet dat sonder die Here se krag kan ons niks doen nie, en sonder hom is ons niks. En so basies hardloop ons programme net dag van dag op dit wat die Here vir ons voorsit, en ook die werk wat ons insit, weet ons dat die Here hy sien na sy kinders. Ja, amen, Definitief. amen. Ja, Anthea, R2500, mens kan skaars een klein mondjie voed met daai bedrag. So die behoefte is groot, ek is seker, dit is enorm. So as jy nou sommer so uit jou kop uit moet sê, behoefte gewys, wat het julle regtig nodig? Weet, as daar nou iemand is wat kyk na hierdie en dit op hulle harte druk om dalk in te spring en te help, wat sal julle kan nodig hê? Ja, wat het julle nodig? Definitief, ons het baie goed nodig, maar vir my om bedraad te sê, dink ek gaan gesond wees vir ons ministry nie. Wat ek wil sê is dat ons het baie ondersteuning nodig, want die behoefte is baie groot. Maar ons grootste behoefte op Bronkhorstspruit sal wees dan die dag tot dag kos, en dan ook die plaas wat ons op is baie groot. So ek sal sê maintenance is baie groot een van die behoeftes, net omdat dit wat die Here vir ons gegee het, om na dit te kyk, dink ek sal enige iets wat sal help, net dat ons kan by mekaar hou, dit wat die Here vir ons gegee het, sal vir ons help. En enige gebede is ook welkom, enige counseling is ook welkom, en bemoedigings is welkom. Ons is oop om 'n pad te stap saam met enige ene, want ons weet dat die Here is in staat om iemand se lewe te verander. Verseker, en ek wil by jou aansluit, so wat jy sê is, dit is nie noodwendig geld wat jy nodig het, soveel soos as 'n boer met aardappels boer, en ekstra aardappels, sal dit kan help, of 'n groot organisasie dalk klomp toiletpapier het, 'n voorbeeld. Definitief, dis ook om ek sê, enige iets sal help, waar ook al julle vir ons kan in help, ons is oop, Ag, awesome, ja, dankie. So Anthea, soos jy weet, staan op in die bevoorregte posisie om vir Elizabeth te kan sponsor, om dan nou deel te neem aan julle program, en ons wil graag hierdie journey met haar stap, maar ek sal graag wil hê, jy moet vir my, en ook natuurlik vir al ons followers verduidelik, wat kan Elizabeth tipies verwag? Hierdie gaan maar, ek weet, is 'n swaar pad wat sy gaan moet stap,
Maar op 'n dag tot dag, wat kan sy verwag in hierdie proses? Ja, so ons program is 'n full-fledged curriculum. Ons het 'n program van 6:00 in die oggend tot 9:30 in die aand. Sy kan verwag om baie Christelike opvoeding te kry. Sy kan verwag counseling kan sy verwag. Sy kan verwag liefde. Is baie mense rondom haar wat alreeds deur die proses is. In fact, almal die staf wat by ons werk was deel van die program. Wow. En die Here se genade was so groot dat hy mense gesit het om te werk in die program wat weet wat dit kos om in die program te wees. Dit gaan moeilik wees. Halleluja. Dit gaan moeilik wees vir haar aan die begin, maar ons vertrou die Here dat hy 'n radikale verandering in haar lewe sal maak en dat sy ommeswaai sal kry wat sal maak dat sy haar hart oopmaak vir die Here en dat dinge vir haar baie beter sal gaan vorentoe. Ja. Maar programwise, sy gaan heeltemal uitgesort wees, sy gaan besig gehou word. Ons het skills wat ons doen, ons het soos ek gesê het, counselings wat ons voorbied, ons het ook evangelism wat ons doen, as ons skole doen, ons het redelike paar goed waarmee ons betrokke is, so Elizabeth sal, ek dink sy sal haarself vind. Sy sal haarself vind. So vertel my Anthea, in hierdie proses wat sy nou gaan loop, daar gaan tog onttrekking wees. Definitief. En dit want ja, dis maar 'n moeilike pad. Ja. So vertel my 'n bietjie van daai pad. Ja, so die onttrekkings en daai tipe goede gebeur gewoonlik die eerste maand. So die eerste maand gaan ons aandag op Elizabeth gefokus wees, want ons weet na die fisiese onttrekkings kom die emotional onttrekkings en dan gebeur die mental onttrekkings en ons weet dat dit gaan vir haar meeste van die tyd 'n mental game wees om te besluit dat sy klaar met die dwelms is, maar soos ek gesê het, is mense rondom haar wat al reeds gedoen het. Hulle het dit gedoen en hulle kan ondersteun. Yes, definitely. Ons gaan vir haar help, ons gaan vir haar dra as ons nodig het. Ag, amen. As haar tyd kom wat ons haar moet dra, dan gaan ons dit doen, want daar was iemand wat vir ons gedra het toe ons dit nodig gehad. So ons sal dit doen vir haar. Ja, en as jy moeg raak, dan Abba. Ja, definitief. Halleluja. So Anthea, vertel my, jy weet ons wat nou byvoorbeeld betrokke is by Elizabeth, maar daar's families wat dalk hulle mense wil bring. Wat kan hulle verwag? So watse tipe terugvoer kan ons kry? Kan ons kom kuier? Hoe werk dit? Ja, so ons program is van so 'n aard gedesign dat vir die eerste 6 weke gaan Elizabeth of whoever wil kom aansluit by ons vat hy 6 weke net om met hy persoon te deal personally. So for 6 weeks, no contact with family members. Ja. But after the first 6 weeks, elke maand kan sy gekuier word. Okay. En dan na miskien so 2,5, 3 maande, dan kan sy vir een dag met 'n mentor, of so ons assign 'n mentor aan 'n kliënt. So which means dat hy is daai persoon se geestelike a sister of leier of whatever. En dan gaan daai persoon saam met die kliënt huis toe vir een dag. Begin 7:00 in die oggend, uiteindig 5:00 in die aand. Okay, so dan kan sy actually 'n home visit gaan doen. Yes. En maar daai persoon is daar net om haar te ondersteun, seker te maak. Ja. Weet daar's nie allerlei versoekings nie. Daar gaan definitely versoekings wees, maar daar gaan iemand wees saam met wat kan support. En dan because ons wil ook nou sê dat ons gaan die mense nou hier hou en ons gaan hulle nie weer introduce. Ja, definitely. En dan ons wil hulle gradually weer introduce as 'n nuwe mens terug in die gemeenskap. So haar familie of haar kinders of haar familielede, hulle sal dan sien maand na maand die verskil wat kom tot en met haar program klaar en dan sal hulle sien die produk wat die Here of voorgebring het in Elizabeth se lewe. En so dit is hoe ons proses werk. Maar ons het weeklikse beltye, so sy sal elke week 'n phone call kan kry. Okay. En dan het ons goede wat ons soos miskien 'n familiedag wat ons reël, dan kan almal die families op die perseel kom en saam gesellig wees en ons het 'n inside graduation wat ons die families nooi om deel te maak van die eerste fase van die program. So ons het redelike paar goede wat ons doen wat die familie betrek, because ons weet ook dat die familie saam met die
die persoon gelei dit aan die gebrek van die dwelm. Ja. So ons besef, die familie het gelei, so ons wil die familie include in die healing journey ook. Ag, dis awesome. Dis wonderlik. Ek voel sommer gerus. Ek weet sy's in goeie hande. So Anthea, sê van jy, as ek dit reg het, jy self was ook deel van die program. Jy was self ook 'n verslaafde. Yes. En jou test het 'n testimony geword. Ja, definitely. Is jy bereid om jou storie met ons te deel? Ja, definitief. Ek is altyd bereid om te praat oor wat die Here gedoen het vir my. Amen. So ek is nou 23 jaar saam met die ministry. Sure. En op die ouderdom van 17 toe kom ek in die program. Jonk, geen kennis en but ek was betrokke met Satanism en ek was ook betrokke met gangsterism en in my familiehuis het beide my ma en my stiefpa ook drugs gerook. So ek het gedog almal se huise is vol dwelm. So my was dit 'n normal ding. En op die ouderdom van 17 het 'n teen challenge die plek wat ek aanbehoort het 'n openlig in ons gemeenskap en ek het toe die key gesoek by my ma, want sy is toe al binne in die tent en ek gaan toe daarin en ek wil die key hê. Maar min weet ek dat hy was die Here se bestuur daai dag. En die gees van die Here lig my en hy vat my na 'n ander plek toe. En 23 jaar kan ek 'n klomp stories vertel van die genade van die Here, maar ek is bly dat ek in so 'n posisie nou is dat ek ander mense kan help, dat ek ander mense kan help om te kom tot waar ek nou is. Het is nie maklikie, maar met die Here se genade kan 'n mens 'n beter lewe lewe. Ek het altyd gedog dat daar wat ek gelewer het, was wat dit was. Maar die Here het vir my gewys dat hy is in staat om alles te doen wat my hart begeer. En soos ek groot geword het, het ek al my, hoe sê mense, I could tick off all the items on my bucket list. And I always thought, ek het altyd gedink dat het is nie vir my beskore nie, maar die Here het vir my gewys dat as 'n mens om 'n kans gee, 'n regverdige kans in jou lewe, dan kan jy doen dit wat in jou hart is. En vir my is dit die grootste plesier om ander mense nou te help, om ander mense uit daai dinge te sien kom. Vir my die blessing wat ek nou kry as 'n center manager en bestuurder, of kom ek sê staff member in die program, is dat as ek sien iemand kom in die program en hulle is rou, en so 3-4 maande daarna sien ek hier lig die persoon haar hande en sy aanbid die Here, dan sien ek dat hy, die Bybel sê ons werk nou op aarde aan ons kroon in die hemel. So ek is bereid om te doen dit wat die Here vir my uitgesit het, want ek weet dat hy het vir my radikaal verander. En as hy dit vir my gedoen het, dan weet ek kan dit vir die next persoon ook doen. Ag, wat 'n beautiful story. Jy's regtig 'n inspirasie. Ja, dankie. Anthea, so as daar nou mense is wat kyk en weet hulle het 'n geliefde wat hulle graag sal wil kom inskryf in julle program, hoe gaan hulle te werk? Wie kontak hulle? Ja, so ek kan gekontak word. Ek sal my nommer by u los. U kan dit gee en dan ons het 'n interview proses wat ons deurgaan. So ek moet fisies met die persoon kan praat, sien persoonlik, indien nie op 'n video call of miskien op 'n Zoom call of whatever, net laat ek kan sien of die persoon fisies die program kan doen en dan verder as daai ons deur is oop en ons is bereid om te help. Dankie Anthea. So ek glo hierdie het almal van julle se harte geraak soos wat dit myne geraak het. Die behoefte is groot. Julle het op van ons vorige video's gesien waar Mitchell en Rolf uitgaan en met hierdie mense deel. Daar is so baie. So as Abba dit uit al op jou hart lê en jy voel aangeraak hierdeur en jy wil graag betrokke raak, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak nie. Dit hoef nie finansiëel te wees nie, as jy vir ons kan bid vir mense. As jy dalk as jy boer is en jy het aardappels wat jy kan skenk, enige iets sal regtig baie help. Julle is welkom om staan op direkte kontak, of julle kan natuurlik direk met Anthea kontak maak en ons weet die skenking van welke aard ook al sal reg aangewend word. Amen. Mag Abba almal van julle ryklik seën.